This is a clarion call to say that this country is going back to white people. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Jy weet, terwyl ek nou hier sit, is die weer besig om die donderweer te dreun daar in die noordooste en dan ook in die suidweste, soms so op twee rigtings wat hy nou dreun en dalk dreigend is om te reën, en dit is vir my weer eens 'n half, ek wil amper sê opsomming. Ek sien nou as ek hier oor die kamera kyk en ek kyk daar in 'n reg westelike rigting, dan sien ek daar's ook onweer aan die opbou. So dis nou letterlik vandag, soos ek nou met u hier gesels, 3 plekke waar die donder weer, reg noordoos, wes en dan suid, wes, suid, is daar dan nou donder weer reg rondom. En ek dink dis 'n baie goeie opsomming eintlik van hoe die toestand in die wêreld, maar dan ook Suid-Afrika besig is om te ontwikkel. U het nou almal die vinnige snit gekyk van Gayton McKenzie wat 'n uitlating maak, en ek het vir u in die verlede gesê in die vorige video of 2 video's gelede dat ons is nou by 'n baie gevaarlike punt, want hierdie wat Gayton nou hier sê in terme van blankes gaan weer Suid-Afrika regeer, dis gevaarlike projeksie, retoriek. Want wat gaan dit tot gevolg hê? Gaan dit tot gevolg hê wat Siener gesê het, waar hy sê iets gebeur, dan kyk hulle die massa soos een man na ons toe? En ek kan vir u waarborg, as hierdie massas besef, of die politieke partye in Suid-Afrika, veral by name Umkhonto we Sizwe, die EFF, die ANC, is die laaste ding wat hulle wil hoor. En die eerste ding wat hulle sal saamsnoer, en hulle galvaniseer, hulle sal laat saamstaan, is die gedagte van 'n blanke regering in Suid-Afrika. So baie gevaarlik, en dis die tipe retoriek wat ons nou begin sien afspeel in Suid-Afrika, wat hierdie radikale politieke elemente, saam met die meer gematigdes, kan ook radikaal begin beweeg, en dan kan dit definitief niks goeds vir ons inhou nie. En weer eens, dit is dinge wat gaan gebeur, wanneer jy kyk nou Siener, Johanna Brandt, Joel 2, wat ons nou in die oggende lees, wat vir ons presies hierdie verhaal wat nou in Suid-Afrika gaan afspeel, begin afspeel het, vir ons baie duidelik stipuleer. Baie duidelik, is jammer dat daar nie meer predikers is, wat dit, of die eenvoud hiervan uitwys, vir ons hier in Suid-Afrika nie. Verder, kykers en luisteraars, sien ons dat Trump se sanksies wat hy eintlik maar begin toepas, in terme van die finansies wat hy begin sny na Suid-Afrika toe, wat verrykende gevolge gaan hê. Verder sien ons ook dat die Wêreldbank, die opskrif sê, World Bank push deepens unemployment crisis, en ons sien die waarskuwing van sosiale onrus, social unrest, wat voorspel word, in terme van Umkhonto we Sizwe, wat gedreig het en gesê het, wanneer as sou hulle nie tevrede wees met hierdie BTW eskalasie koers in Suid-Afrika nie, dan sal hulle die land lam lê, hulle sal landwyd protesoptredes loods. Nou die gevaar is, kykers en luisteraars, waarom is dit nou vir my gevaarliker, vir ons? Ek dink dis logies wat ek nou vir u gaan sê. En as jy my vorige video's gekyk het, sal dit vir u nog beter en meer sin maak. Waarom is 'n protesoptog vir my nou gevaarliker? Gesien in die lig van hierdie stukkie video wat ek vir u gespeel het, wat die massas kan galvaniseer, wat hulle bedreig kan laat voel, verseker, en wat hulle dan nou kan oorbring tot en met radikale en gewelddadige aksie in sosiale onrus wat mag plaasvind en gaan plaasvind in Suid-Afrika. Waarom is 'n protes nou vir my meer bekommerenswaardig as 'n protes 6 maande gelede, 'n jaar gelede, 2 jaar gelede? Want, die van die wat my video's gekyk het, hier's 'n stryd om Suid-Afrika. President Donald Trump die weste aan die een kant, die oosblok aan die ander kant. Ons het duidelik gesien hoe president Ramaphosa simpatiseer met die oosblok, dan nou veral China. En noem dit maar, ek wil nie sê vyhandig nie, maar nie in vrede teenoor president Trump die weste dan optree. En dan het ons gesien, president Trump se, dit wat ons tans sien op die wêreldverhoog,
is dat president Trump, kom ons vat Gaza as 'n voorbeeld. Hy sal byvoorbeeld sê dat Gaza Hamas moet nou al die ontvoerdes, die gijslaers, onmiddellik uitlewer. As nie, all hell will break loose, né? Alle hel sal dan losbars. Wat ons almal nou kan dink hoe dit sal lyk. So my punt wat ek hier maak, is dit wat ons uit Trump se optrede sien. Ons het dit gesien nou ook in Oekraïne. Hy het onmiddellik 'n skietstilstand voorgeskryf of voorgestel en hy het onmiddellik die wapentoevoer na Oekraïne gestaak en gestop. Maar die oomblik toe hy die idee kry dat hierdie skietstilstand gaan nie plaasvind nie, dit gaan nie, het hy onmiddellik wapens weer dadelik voorsien. Wapens wat dui op aggressie, wat dui op oorlog. Ons het dit gesien nou met Iran. En dit gaan nie nou, ek is besig met 'n projeksie, 'n ontleding. Dit gaan nie oor kant kies nie. Baie eenvoudig. Ons het dit nou met Iran ook gesien. Waar hy vir Iran sê, as jy nie tafel toe kom en hierdie kernontwikkeling van jou in terme van kernbomme se vervaardiging, as jy nie tafel toe kom nie, dan is dit basies nag vir jou. So wat ons duidelik hier sien, is wanneer president Trump 'n voorstel maak, is dit meer as net 'n voorstel. Dis nie van, as jy dit nie doen nie, kom ons gaan weer tafel toe, kom ons kyk, kom ons trek, kom ons wik, kom ons weeg. Nee, daar's onmiddellik. As dit nie gaan volgens die Weste se voorstel, sy voorstel dan by name nie, dan is daar onmiddellik 'n ernstige, radikale reaksie. En nou bring ek dit Suid-Afrika toe. Waarom is ek nou oor optogte en protesaksies en dinge meer bekommerd as in die verlede? Want hier gaan nou 'n kleurrevolusie kom. Want president Trump het gesê vir die Suid-Afrikaanse regering, dis wat ek wil hê, en dis nou nie wat hy kry nie. En onmiddellik gaan dit na 'n aggressiewe, dit is waarom Victoria Nuland ons 'n jaar of wat gelede besoek het, want sy is die voorloper van so 'n kleurrevolusie. En dan, kykers en luisteraars, dan beweeg u en ek in die gevaarzone in van geweld, revolusie. Nou, breek jy sulke geweld uit, breek jy so revolusie uit, wat gaan gebeur, verseker, en ek gaan nie elke keer die profesie inbring nie, maar die profesie is baie duidelik daaroor, wat dit maar net bevestig, wat ons sien, wanneer hierdie situasie homself dan voordoen, en hierdie protesaksies kan dan momentum kry, om ons tot by die kleurrevolusie te bring, om 'n regeringsvervanging, verandering teweeg te bring. So Trump span nou al hierdie ekonomiese maatreëls in, om druk toe te pas, om sy sin te kry hy dit nie. En nou kan jy dink, wanneer hierdie protes eskaleer, hierdie stakings eskaleer, die land lam gelê word, Johanna Brandt het 'n baie duidelike gesig oor 'n staking wat klein begin, eskaleer, so groot word dat die land lam gelê word. Groot besighede sê sy gaan staan. Dan moet u nou verstaan, sou hierdie massas die prentjie en die gedagte het, dat die blankes is wie op pad om te regeer, wat se reaksie kan u vir u self uitdink, gaan daaruit voortspruit. Dis nag, as ek dit by vir u kan, dis nag, dis Joël 2, dis presies Joël 2, dis presies Micha 4, dis presies Sefanja 3 wat sê, hier sal 'n klein elendige, 'n geringe elendige volkie hier oorbly. So wat gebeur met die wat nie oorgebly het nie? Nou ek sê vir u, die klimaat nou is baie gevaarlik. Want ons sit met die Weste by name president Trump, wat sekere veranderinge in Suid-Afrika wil sien, wat hy nou nie kan sien nie, en wat ek vir u sê, hy nie gaan sien nie, en dan gaan ons kleurrevolusie sien, wat geloods sal word, om dan, noem het maar sy sin te kry, as ek het nou so, weens 'n gebrek aan beter woorde aan u kan stel. So ek wil net vinnig hierdie ernstige waarskuwing tot hier rig, sluit aan, want om in hierdie tye, ons weet nie watter protes, watter aksie, ons het baie sosiale onrus gehad, die afgelope dekade, baie, en elke keer sou mense sê, maar daar het niks van gekom nie, of niks, dit het nie geeskaleer nie. Ons is nou by 'n situasie, waar die massas begin voel, hierdie blanke kan dalk weer regeer, baie gevaarlik,
baie gevaarlik. Op sigself is dit gevaarlik. Dan sit ons saam met dit, met die Amerikaners, by name president Trump, wat sekere vereistes stel, sekere veranderinge hier wil hê, wat nie gaan gebeur nie, en dan is dit mos nou absoluut al die vonke wat hierdie kruitvat aan die gang kan kry. En dan vir u om alleen te staan en nie saam met mense wat soos u voel, eenersdenkendes, volksgenote, te wees in sulke tye nie, is nie 'n posisie waar u in wil wees nie. Sluit aan, dis die eerste keer in 25 jaar wat ek die afgelope tyd so dringende beroep op mense doen. En daar's redes daarvoor. U moet 'n baie mooi naweek verder hê. Tot volgende week ons praat weer. Totsiens.